Hartlike goeiemôre, dit is maandagoggend, die 6de Julie, die jaar 2026. My naam is Danie Gerber, opgewonde Jesus Christus is koning. Hy is die Here en daar is niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag praat ons 'n bietjie oor, het jy al vir die Here iets gedoen? Het ek al daaraan gedink, wat het ek en jy al vir die Here gedoen, wat vir die Here 'n verandering was of bygevoeg het? Nou ek dink nie, daar is enigiets wat ons kan doen, wat vir die Here iets gaan surprise nie, as ek daai Engelse woord kan sê nie. Hy sê, want die Here is God. Hy het alles. Alles is tog syne. Hy is alles. En hy kom niks kort nie. Die Here is volmaak. So wat kan ek en jy doen en vir die Here gee wat 'n verandering sal bring? Hoor wat sê God se woord vir ons in Matteus 25. En as julle gaan lees daarvan vers 31 af, maar ek gaan net van vers 34 af lees. Hy sê, en dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom, julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van hierdie wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my te eet gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drink gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. En dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, wanneer het ons u honger gesien? So dit is nou hier waar ons dan kan sê, maar Here, waar het ons al vir u iets gedoen? Ons kan niks vir u doen nie. Hoor hierson. En dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en te drink gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en 'n herberg gegee, of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien, of in die gevangenis en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Oeps, nee? So hier kom dit nou. Wat het ek en jy al vir die Here gedoen? Wat jy aan die naaste doen, wat jy vir 'n medemens doen, doen jy aan die Here. So wanneer jy 'n medemens help met 'n stukkie brood of 'n kledingstuk of 'n warm kombers, dan het jy dit vir die Here gedoen. Wanneer jy 'n persoon vloek en jy sê hom sleg, dan het jy dit vir die Here gedoen. So met ander woorde, dan vloek jy die Here en dan sê jy die Here sleg. En hoeveel keer sien ons dit nie maar, waar mense mekaar beskinder, sleg praat, lelik wees met mekaar en dan fisies mekaar aanrand en goeters. En al hierdie goeters, die sê, hoor, as ons dit doen met ons medeboeties en sissies, dan doen ons dit aan God. Dan doen ons dit aan die Here. Eina. Hierdie is 'n eye-opener, dat ons enigiets wat ons sal doen, sal ons vir die Here doen. Ons is geneig om te sê, ek het die Here lief en ek dien net die Here, maar daai ander boeta, ek haat hom. Ek kan hom nie hanteer nie. Veral daai ander kleriges, hulle haal my uit en ek is, pas op wat ons sê. Pas op wat ons doen, want dit wat ons doen teenoor ander, doen ons teenoor die Here. So wees versigtig as jy sê, ja, ek het die Here lief, maar ek het nie my boeta, my sissa lief nie. En wat jy ook al doen teenoor jou naaste, is wanneer jy aan die Here iets doen. So vra daai vraag nou vir jouself weer, het jy al iets vir die Here gedoen? Absoluut. Maar kom ons kyk, laat ons dit kan verander. Dit wat sleg was, laat ons dit na die goeie kant toe draai. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir u woord, Here. Dankie dat u met ons praat. Ja, Here, ou kry eintlik skaam as ons net moet dink dat dit wat ons doen aan mense, is dit wat ons aan u doen. Here, vergewe ons. Here, help ons, dat ons sal omswaai, laat ons dinge sal doen wat u sal behaag, Here, dat dit u goedkeuring sal wegdra. En Here, as ons enigiets doen wat iemand te nakom, Here, help ons, laat ons dit nie sal doen nie. Ons loof en ons prys en ons eer u in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie maandag, gaan verkondig die evangelie, gaan vertel vir iemand vandag, Jesus het jou lief. Jy moet 'n geseënde dag hê. God bless.